Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 22 Julie, 'n teenmiddel vir seksuele losbandigheid. Lees 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons hoe dat heiligmaking en seksuele onthouding met mekaar verband hou? Ons lees 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle jul moet onthou van hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie. Dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8. Die vraag lees weer, wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons hoe dat heiligmaking en seksuele onthouding met mekaar verband hou? Hoewel Paulus sy skrywe in die bogenoemde skrifgedeelte aan iemand anders rig, gee die apostel hier 'n universele beginsel, met ander woorde een wat op alle Christene van toepassing is. Nietemin laat dit mens steeds wonder, wat op deesdae was in Korinte aan die gang? Wat is die oorsaak van al die probleme? Klaarblyklik het party van die Korintiese Christene die volgende denkwyse gehad. Die feit dat die evangelie mens vrymaak, beteken dat jy 'n ongebonde lewe mag lei. Met hierdie as vertrekpunt het hulle die volgende slotsom bereik. Ons het 'n maag gekry sodat ons kan eet. Insgelyks het ons 'n liggaam gekry sodat ons geslagsomgang kan hê, en daardie geslagsomgang is juis vir die liggaam geskep. 1 Korintiërs 6 vers 13. Paulus wys egter daarop dat dit 'n wanvoorstelling van Christelike vryheid is. Die gebrek aan integriteit rakende seksuele dinge strook glad nie met die Christelike identiteit nie. Nee, dit maak misbruik van die vryheid wat Christus ons gun, daardie vryheid waarvan die evangelie praat. Romeine 8 vers 2 sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Galasiërs 5 vers 13 sê ook, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Ons bevryding is vanuit die sonde, nie as 'n verskoning om dit aan te hou doen nie. Ons het gelees Romeine 8 vers 2 wat sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hoofstuk 6 vers 18 en 22 sê ook, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. In teenstelling met die Korintiërs se siening, is ons liggaam, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 13, daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam Here is. Ons behoort aan Christus, soos gelees in 1 Korintiërs 6 vers 15, en wie ons is, behoort uiting in ons gedrag te vind. Die een is onafskeidbaar deel van die ander, 'n feit wat op 3 verskillende wyse in 1 Korintiërs 6 verwoord word. Ten eerste word ons uitgeken as mense wat 1 Korintiërs 6 vers 11 in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van onsse God gewas, geheilig en regverdig gemaak is.
Die lys van sondes wat in 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 vermeld word, insluitende die seksuele losbandigheid wat die apostel in 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20 veroordeel, hoort geensins in die lewens van diegene wat gewas, geheilig en vrygespreek is nie. Ten tweede is die gelowige se liggaam deel van Christus, 1 Korintiërs 6 vers 15. Dit beteken dat ons in verbondenheid met Christus lewe, vers 17. Seksuele losbandigheid is 'n verbreeking van daardie eenheidsband, verse 13 en 15. Enigeen wat buiteegtelike seks met iemand het, word in een liggaam met daardie persoon saamgevoeg, 1 Korintiërs 6 vers 16. Eenwording met Christus deur die Gees, dit bepaal die Christen se etiek rakende seksuele dinge. Etiek is alle gedrag wat sedelikheid, geregtigheid en wederwysige plig nastreef. Ten derde is ons liggaam 'n tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Die enigste manier om 'n heilige lewe met die nodige integriteit rakende seksuele dinge te lei, is deur 'n hegte band met Christus deur die Heilige Gees te handhaaf. Hierdie feit dat elke gelowige 'n tempel van die Heilige Gees is, asook die persoonlike belewenis daarvan, kom ook elders in Paulus se geskrifte ter sprake. In Romeine sê hy dat ons liggame aan God beskikbaar moet stel. Romeine 12 vers 1 in die Afrikaans 2020 vertaling, as 'n offer wat lewendig en heilig en vir God aanneemlik is. Dink net aan al die verwoesting wat seksuele sondes onder die mensdom saai. Wat sê dit vir ons oor die ernstige lig waarin die Christen hierdie kwessies behoort te beskou?